Goeienaand, baie welkom by ons Pinksterreeks. Ons staan stil vanaand by die karakter van Debora en die skrifgedeelte is Rigters hoofstuk 4. Ek lees hier vanaf vers 1 tot en met vers 4, maar ek wil julle regtig aanmoedig om die hele gedeelte te lees. Daar staan: na Ehud se dood het die Israeliete weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Die Here het hulle oorgegee aan die mag van koning Jabin van Kanaan, wat in Hassor geregeer het. Hy het 900 ysterstrydwaans gehad en hy het die Israeliete 20 jaar lank verdruk. Daarom het hulle tot die Here geroep om hulp. In daardie tyd was Debora, die vrou van Lapidot, die leier van die Israeliete. Sy was 'n profetes. Wat vir my in hierdie Pinkstertyd uitstaan, is hoe dat die Here verskillende karakters of persone dan gebruik as deel van God se geskiedenis met sy volk. En is dit dat ons by elkeen van hierdie karakters eintlik kom leer wat dit beteken om in verhouding tot die Here te leef. As mens gaan kyk na die nasionale geskiedenis van die wêreld, word daar vertel van 'n Franse heldin, Jeanne d'Arc, wat al op 13-jarige ouderdom die Franse aangemoedig het deur boodskappe wat sy van die Here ontvang het, waar sy hulle aangemoedig het om vas te staan teen die Engelse en om die Engelse oorheersing en onderdrukking dan te verbreek. Dan word vertel dat sy met geweldige heldedade opgetree het en dat sy dan ook later as 'n martelaar op 'n brandstapel verbrand is. Dieselfde beleef 'n mens eintlik ook hier in Debora, iemand wat sy lewe getuig van insig en dapperheid, 'n goeie leier, iemand wat vanuit haar verhouding met die Here dan ook die volk aangemoedig het om God te vertrou, en deur haar leierskap daar vir Israel dan ook bevryding gekom het vanuit die Kanaaniete. Debora as 'n vroue rigter, as 'n leier wat deur die Here opgerig is, lees ons hier dat sy nie net 'n huisvrou was nie, maar dat sy 'n profetes was, profeet was, 'n geestelike leier wat die volk dan bymekaar gebring het en wat die Here se seën ook oor haar lewe gehad het. Er word vertel dat sy die vrou was van Lapidot, en dit is baie interessant want in daardie tyd het die vrouens eintlik 'n baie ondergeskikte rol gespeel, en hoe Lapidot dit dan ook toegelaat het dat sy vrou dan eintlik na vore gekom het en die fokus eintlik op haar lewe was. In boeke wat geskryf word oor Debora sê dan ook dat dit juis Lapidot is wat vir haar bemagtig het en teruggestaan het sodat sy hierdie heldedade kon verrig waartoe God dan ook vir haar gebruik het. As profetes het die volk baie na haar toe gekom waar hulle gekom het om raad te soek. Ons lees hoe sy krygsmanne bemoedig het, gehelp het om dapper te wees, om vas te staan in die stryd, en hoe sy dan by 'n geleentheid dan ook vir Barak vra om nou op te trek teen Jabin, die koning van Hassor. En sy gebruik die woorde dan ook hier in vers 6 tot 7, deur te sê dat die Here, die God van Israel, jou beveel om nou teen hom oorlog te maak. Ons lees dat Barak nie baie lus was vir hierdie oorlog nie, en dat hy dan vir haar sê, maar hy sal alleen toetree tot die oorlog as sy saam met hom na die slagveld toe gaan. Vertel dalk iets van die ongelooflike vertroue wat die volk in haar gehad het, en dat haar vreesloosheid eintlik geanker was, juis in haar geloof en haar verhouding met die Here. Ons lees dan hoe hy dan toetree tot die oorlog, hoe dat die Here deur 'n storm die Kanaaniete verward maak, hoe hulle dan ook vlug, en hoe Barak dan uitgaan en hoe hy dan ook hierdie leer van Jagim dan ook uitdelg. Sy raadgewer, Jagim se raadgewer, lees ons, vlug dan weg
En dis juis hierso waar Jahiel, die vrou van Geber, dan vir hom skuiling gee in die tent, en waar sy hom dan eintlik vermoor deurdat sy 'n tentpen in sy kop inslaan. En die gevolg is dat nie Barak die eer kry vir die oorwinning nie, maar dat sy as vrou die eer kry vir hierdie heldedaad wat sy verrig het, en op so 'n manier dan eintlik dan nou die mag van die Kanaaniete oor die Israeliete dan ook verbreek het. As 'n mens kyk na Debora se optrede, dan sien ons dat sy was vreesloos. Hierdie vreesloosheid was juis geanker in haar verhouding met die Here, en is dit dat sy as vrou vanuit haar geloof in die Here geweet het dat God in beheer is van haar lewe, en die feit dat hy haar voorgaan, dat hy die Here is wat vir haar versorg, maak dan dat sy in geloof dan toetree ook tot die oorlog, omdat sy dan die Here vertrou dat die Here vir hulle sal seën en sal uithelp, en dat hy sal reggeskied ook weer oor Israel. Ons kan vir mekaar sê dat jy as vrou mag eintlik nie terugstaan ter wille van ander nie, dat die Here vir ons elkeen gebruik, en dat jy wat vanuit jou geloofsoortuiging dan ook leef, juis die Here moet vertrou, en glo dat die Here jou stuur om 'n verskil te maak ook in hierdie wêreld. En mag ons vertroue in God ons vreesloos maak, nie dat ons onrealisties is oor die lewe nie, maar dat ons weet dat die lewe behoort aan God, dat hy is die Here wat die geskiedenis van hierdie wêreld in beheer hou, en daarom dat ons hom mag vertrou vir elke uitdaging, ook op ons lewenspad. Kom ons bid saam. Here, seën vir ons, en help vir ons om ons vertroue in U te hou, en te weet U is die Here wat regeer. Amen.